Welkom terug by die groot ontbyt. Augustus maand is nasionale orgaan- en weefselskenkingsbewustheidsmaand. Ons praat 'n bietjie vanmôre met Stella de Kok. Sy is van die organisasie TEL. Ons kuier 'n bietjie by haar spesifiek oor die bewusmaking en die storie van orgaanskenking. Goeiemôre. Môre, baie dankie vir die geleentheid. Lekker om jou by ons te hê, Stella. Stella, ons moet gesels oor sê eers ons TEL. Waarvoor staan TEL? TEL staan vir Transplant Education for Living Legacies. So ons is 'n nuwensgewende NPO, ja, nuwensgewende organisasie en ons fokus op bewustheid vir orgaan- en weefselskenking. En julle naam Living Legacy, dit gaan op die einde oor daai nalatenskap wat 'n mens het. Daai ek wil amper sê die lewe wat jy kan help, wat jy kan. Jy het ook self persoonlik 'n storie met orgaanskenking. Ons het vanmôre daaroor gepraat. Dis deesdae is dit so algemeen om te hoor van iemand naby aan jou wat 'n storie het met orgaanskenking. As dit nie jouself is nie. Jy het self 'n orgaanskenking storie. Ja, so myne is op die waglys. So ek is in 2011 met 8% nierfunksie gediagnoseer. 2011 alreeds? Ja, wat ek nie gedink het, jy weet, daar's enigiets fout nie. So ek het die oggend opgestaan, was ek dokter toe, my voet was seer. Jy weet, dis al wat fout was. En toe laat weet hulle my, jy het 8% nierfunksie oor, is eindstadium nierversaking, jy moet nou dadelik op dialyse kom. So dit was 'n groot skok geweest. So dis nou, hoeveel jaar is jy nou op die waglys? 14 jaar op die waglys en ek is nou al 15 jaar op dialyse. So ek het nou die dag uitgewerk. Is meer as 11.000 ure wat ek 3 keer 'n week aan 'n masjien gekoppel is. Maar en dis jy is die vraag, wat beteken dit prakties om 14 jaar te wag vir 'n nier? Is so 3 keer 'n week gaan ek in na 'n sentrum toe en dan word daar sulke naalde in my arm ingedruk. En dit is dan soos 'n wasmasjien. So die bloed word uitgehaal, gifstowwe word verwyder, vloeistowwe word verwyder en die bloed gaan dan weer terug in jou liggaam in. So wat dit prakties beteken is jy het 'n beperkte vloeistofinname en jy het 'n beperkte dieet, want jy piepie glad nie meer nie. Wow. So ek het vir 13 jaar laas gepiepie en dis gewoonlik 'n feit wat mense nogal baie interessant vind. So, ja, want as jy niere nie meer werk nie, produseer jy nie urine nie. So al die gifstowwe bly dan in jou lyf. En dan praat mens nou nie eers van die tyd wat dit vat met die dialyse nie. Ja, dis 4 ure op die masjien fisies, maar ek meen is omtrent 5 ure. Jy weet wat jy fisies in die sentrum is. Augustus is baie oulik, die Engels is August, maar orgaan, ORG, August. Ja. Is bewusmakingsmaand. Hoekom is bewustheid oor orgaan en ook weefselskenking juist so belangrik? Want ons wil graag hê die mense moet nou, terwyl almal rustig is, die gesprek met hulle familie kan hê en kan uitvind en 'n ingeligte besluit oor orgaanskenking maak. Want jy kan dink as die eerste keer as die gesprek moet opkom, as jou geliefde in die ICU is. En dan is almal in krisis en trauma en dan gaan jy dit nie kan prosesseer nie. Maar as almal rustig is en nou kan besluit en inligting kan kry, want daar's baie mites ook oor orgaan en weefselskenking. Maar jy vertel juis die storie van Mohammed, 'n jong seentjie, wat jy gebruik om deel van die bewusmakingsmaand. Ja, kyk, ons het omtrent elke maand het ons omtrent 2 stories op ons sosiale media en webtuiste wat ons vertel, maar Mohammed se storie is regtig waar spesiaal vir my. Ek het hom ontmoet toe hy 3 jaar oud was en hy was toe reeds op dialyse gewees. So hy was vir 6 jaar lank met sy ma vir hom elke aand dialyse gee. En nou kan jy dink die impak wat dit op so 'n kind het. Dit is nie net op hom nie, maar die hele familie word beïnvloed. En hulle het vir 5 jaar lank het hulle gesoek vir 'n lewende skenker. Hy was op die waglys gewees, maar daar het net nooit 'n passing gekom nie. En laas jaar het hulle toe nou wat hulle noem ABO incompatible. So iemand van 'n verskillende bloedgroep kan hy toe nou vir hom geskenk, want dit is weens tegnologie en medikasie, is dit 'n nuwe manier wat hulle toe nou in Suid-Afrika begin het. So hy kon 'n lewende skenker kry van iemand wat 'n bloedgroep is wat nie dieselfde as syne is nie. Ja. So hy kan nou vir die eerste keer kon hy skool toe gaan, hy kan eet wat hy wil, hy kan partytjie toe gaan, hy kan swem. So hy is regtig waar, hy het nou vir die eerste keer 'n kinderlewe. En hy is wat 9 jaar oud? Ja, hy is nou 8 jaar oud. So vir die eerste keer het hy nou regtig waar 'n kinderlewe. Dis wonderlik dat 'n mens
deur 'n skenking 'n lewe kan red op so 'n manier. Maar dit gaan meer as net oor lewe red, dit gaan oor lewensvreugde en 'n lewe ten volle leef. Dit is so. Uitleef van 'n mens se drome. 'n Mens moet tog maar dink aan die stories en die mites agter orgaanskenking. Daar's baie redes dat mense sê, "O nee, nie vir my nie." Dankie. Ja, kyk, dit is ongelukkig soos hulle in die series en in die films, jy weet, is dit altyd hierdie traumatiese ding en jy weet, dan begin mense glo dit is hoe dit werklik is. Maar byvoorbeeld die eerste ding is daai dokters in die, jy weet, ICU en jy weet in enige van die hospitale. Hulle fokus net om jou lewe te red. Dit is alwaaraan hulle belang stel. Hulle dink nie eens aan orgaanskenking nie. Dit is net as jy breindood verklaar word. En dit is selfs traumaties vir die dokters en dit word deur 2 onafhanklike dokters gedoen. So dit is baie gereguleer. Dan is die ander ding, mense dink dit gaan jou begrafnis jy weet, vertraag. Dis nie waar nie. Jy kan nog steeds, soos hulle noem, 'n open casket hê. Niemand kan sien jy het organe geskenk. Tensy hulle vir jou gesê het, hoor jy weet, so jou lyf gaan nie vermink word nie. Dit word met absolute respek gedoen. En die ding is net, ja, ekskuus. Nee, jy's welkom, Stella. Dit is ook net daai ding, as jy breindood verklaar word, is jy dood. So dis die enigste manier hoe jy organe kan skenk, maar weefsel kan jy skenk as jy weet 'n hartaanval gehad het en dit is tot 70 mense se lewens wat jy daardeur. Tot 70 mense se lewens jy net met weefsel kan red. Ja. Genade, maar mense oor 'n paar goed praat. Hoe weet die dokters ek is 'n orgaanskenker? En kan 'n familie byvoorbeeld, as ek hier besluit geneem het en ek lê daar en hulle sê goed, ons gaan organe hier uithaal. Kan die familie hulle self nog steeds teesit? Ja, kyk, die familie word altyd eerste gevra. So dit maak nie saak wat jou wense was nie. Ja. As die familie nie toestemming gee nie, sal hulle nie voortgaan. So al was jy geregistreer. Hulle sê, kyk, registrasie wys dat dit is wat jy graag wil doen, maar toestemming moet van die familie afgekry word. Okay. Nou wat kan ons as Suid-Afrikaners doen, Stella, om dan nou 'n verskil te maak? Die gesprek met jou familie te hê en dan vat jy dit verder en jy vertel jou vriende en jou kollegas en jy vra vir mense, dink 'n bietjie daaraan. Jy weet, en regtig waar gaan lees op, kry die regte inligting. Jy weet, Want ek hoor die tegnologie is daar, maar ons het van die laagste skenkersyfer in die wêreld. dit is ongelukkig so. En dit is nie net weens een rede nie. Daar is verskeie faktore wat daartoe bydra. Ja. So ek meen, as jy dink ons het die eerste hartoortplanting, jy weet, gedoen in die wêreld. Ons het die eerste HIV en HIV positiewe jy weet, nieroorplanting gedoen. So medikasie, jy weet, en die mediese industrie is van die top in die wêreld, maar daar is ongelukkig verskeie faktore wat bydra, laat ons syfers nie optel. Bewustheid eerste, so dis hoekom Augustus so belangrik Bewustheid is die eerste ding en soos ek sê, vertel jou familie. Praat hulle, as mense na Tel toe wil gaan, het julle 'n webtuiste waar mense kan besoek om meer inligting te kry? Webtuiste, dis tel.org.za en ons is op al die sosiale media, ons is baie aktief daar. So dis ook tel.org.za. Dis baie maklik as mense dalk daar wonder of dalk wil oorweeg tel.org.za met 2 L'e. Tel 'n draai maak by julle. Baie dankie Stella dat jy 'n draai kom maak het by ons vanmôre. Baie dankie vir die geleentheid. Ook jou persoonlike reis gedeel het en ons hou sterk duim vas vir jou. Baie dankie. Ja, daar's Stella de Kok van Tel. Oorweeg dit tog maar. Orgaanskenking kan tot en met 70 mense se lewens red of verbeter. Ek dink dis dalk 'n geskenk wat 'n mens kan gee selfs nadat jy nie meer hier is nie. Dis daai nalatenskap. Ons is nou terug. Net 'n advertensiebreek en dan is Frans op die nuus.